Goeiemôre vanoggend uit 'n koel Amanzimtoti uit. Vanoggend sluit ons reeks oor die Heilige Gees werk in my af. En hoe anders as dat ons dan uit Openbaring gaan lees. Openbaring 22, ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar ek sal vir ons uittreksels daaruit lees. Toe het die engel aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en die Lam. In die middel, met die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe, wat 12 keer vrugte dra. Elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die Lam sal in die stad wees en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van die lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle vir ewig en ewig as konings sal heers. Toe het die engel aan my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here, die God van die geeste van die profete, het sy engel gestuur om aan sy diensknegte te wys wat binnekort moet gebeur. Kyk, ek kom gou. Gelukkig is die wat vashou aan die woorde van die profesie van hierdie boekrol. Hy het ook vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boekrol verseël nie, want die bestemde tyd is naby. Kyk, ek kom gou. En die beloning is by my om elkeen volgens sy optrede te beloon. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Gelukkig is diegene wat hulle langs stolas was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en die stad deur die poorte kan binnegaan. Ek, Jesus, het my engel gestuur om teenoor julle hierdie dinge in die gemeentes te getuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die helder môrester. En die Gees en die bruid sê: Kom. En laat elkeen wat luister sê: Kom. En laat elkeen wat dors het kom, en laat elkeen wat dit begeer die water van die lewe kom kry. Verniet. Hy wat hierdie dinge getuig sê: Ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus. Die genade van die Here Jesus bly by julle almal. Geliefdes, sekerlik een van die mooiste hoofstukke in die Bybel. Almal wat in Christus Jesus is, wat deur sy bloed gewas en verlos is die kerk van God en woon saam met die Heilige Gees. In Efesiërs 5 wys Paulus daarop dat die kerk die bruid van Christus is en dat die man en vrou verhoudings analogieë van daardie geseënde werklikheid is. Christus is die bruidegom en die kerk is sy bruid. Maar hierdie analogie word meer volledig in die boek Openbaring na vore gebring. Openbaring is 'n vertroostende boek wat geskryf is om die kerk te bemoedig terwyl ons in hierdie wêreld stry teen ons vyande, teen die magte van die bose, teen die sonde. God hoor ons gebede. Die Here God sien ons trane. En hy het sy gees aan ons gegee. Weet jy, Christus is op die troon. En sy oorwinning is verseker. En hy regeer in belang van sy kerk, sy bruid waarvan jy en ek deel is, en hy sal weer kom om ons na homself toe te neem, waar ons die bruilofsmaal van die Lam sal geniet. Ons sal vir ewig saam met hom lewe in die nuwe hemel en op die nuwe aarde.
En hier in die laaste hoofstuk van Openbaring, die laaste hoofstuk van God se geopenbaarde woord in die Bybel, beloof Jesus dat hy kom. 3 keer sê hy, ek kom gou. Dan is dit nie verbasend dat die kerk, die bruid, verlang na Jesus se wederkoms nie. Die bruid sê dus, kom, en ons word ook vertel dat die Gees saam met die bruid sê, kom. Trouwens, ek dink dit is regverdig om te sê dat die Gees die bruid beweeg om te sê, kom Here Jesus, kom gou. Wat 'n troos om te weet dat ons verlange om by Jesus te wees, ook die Gees van God se verlange is. Geen wonder nie. Die Gees van God is die Gees van Christus en is die Gees van die Vader. En daardie Gees woon in jou. Kom ons dank vanoggend weer eens die Here God dat die Heilige Gees sy woning in jou gemaak het. Kom ons sluit by die Gees aan deur te bid en te roep. Kom Here Jesus, kom gou. Kom ons sluit ons oë. Almagtige, ewige God en Vader, Here, wat 'n voorreg vanoggend om weer te kan besef, die Heilige Gees gaan van die Vader en die Seun uit, en die Heilige Gees woon in my. Ons dank U daarvoor. Ons dank U vir die wete dat ons kan uitsien na Here Jesus U wederkoms. Vanoggend wil ons saam met die Gees en die bruid waarvan ons deel is uitroep. Kom Here Jesus, kom gou. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vanoggend sing ons Skrifbreiming 18-7 vers 1, 10 en 12. Geliefdes, môreoggend begin ons met 'n nuwe reeks, splinternuwe reeks, en dit handel oor die lewe en die werk en die boodskap van die apostel Petrus, disipel en later apostel, en hoe die Here hom gebruik het. Ek glo ons almal gaan daarby leer, uit die woord van die Here groei, saam met hierdie man wat, ja, ek dink soos baie van ons is. Geseënde dag tot 6:00 môreoggend. Totsiens.